Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en wat 'n voorreg is dit vir my om vir julle te kan bedien met woord. Baie dankie vir die tyd wat julle vat om hierdie woord te ontvang en ek bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val. Nou kind van God, ons is almal deur God se hande geskape, reg? Ons is almal na sy beeld geskape. Maar hier is my vraag. God het ons by ons naam ook geroep. En ons is syne. Nou hoekom is dit dan so dat ons toelaat dat die wêreld ons verander? Hoekom is dit so dat ons eerder vir die wêreld sal wil verander, as wat ons toelaat dat God ons verander tot voordeel van die koninkryk, tot voordeling van ons geestelike groei. Maar in plaas daarvan, laat ons eerder toe dat die wêreld ons verander, dat die wêreld vir ons sê hoe ons mag staan, hoe ons moet loop, hoe ons moet dink, hoe ons selfs moet aantrek, hoe ons selfs moet eet, wie ons moet wees, wat ons moet wees. En op die ou einde van die dag verloor ons identiteit in Christus. En kind van God, dit is swaarseer. Dit is swaarseer, want God het elke een van ons geskape met 'n doel en met 'n roeping. Maar hoe kan ons dit in volle werking plaas, as ons toelaat dat die wêreld ons verander na die wêreldse vlak, waar God ons wil bring, na die vlak wat ons as kinders van God moet wees. Die vlak wat ons laat groei tot verheerliking van God se naam, tot voordeel van die koninkryk. Dit is mos soveel beter om te groei en te weet, maar hierdie groei, hierdie verandering, gaan soveel meer betekenis hê, gaan soveel meer resultate aflewer, as wat dit is, as ons verander na die wêreld se gewoontes, na die wêreld se begeertes. Dis 'n harde woord, maar tog, dit is iets om aan te dink. Ek meen, God het jou geskape soos jy is. God wil hê, jy moet jy wees. Ek meen, God sê vir ons in Jesaja 43 vers 1, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Nou as ons daai stukkie lees, hy sê nie, ek het jou by daai een se naam of die een se naam genoem nie. Nee, ek het jou by jou naam geroep, jou naam, kind van God. Niemand anders te sin nie. En dis hoekom jy moet jy wees. Ek wil hê, ons moet saam staan, ophou toelaat dat die wêreld ons verander na 'n vlak wat ons glad nie eers kan by aanpas nie. Maar ons doen dit, want hoekom? Ons wil inpas, of soos die Engels sê, ons wil inblend. En op die ou einde verloor ons eintlik dit wat ons is, dit wat ons moet wees. En dis die hartseer ding. En ek gaan nou vir elke een van ons bid, dat ons regtig hierdie jaar sal sterk staan, om nie ons identiteit in Christus te verloor nie, maar om Christus toe te laat, om ons te vorm, en ons te laat groei, soos wat hy wil hê ons moet wees. Ek meen, as ons verder in Jesaja 43 vers 1 lees, hier aan die begin, sê God, ek, wat vir Jakob geskaap het, wat vir Israel gevorm het, ek het jou verlos. Kind van God, hy het vir jou verlos, hy het jou vriende verlos, jou familie verlos, hy het nie jou verlos, sodat jy iemand anders te moet wees nie, jy moet jy wees. En ek bid graag vir ons daarvoor. Here, baie kere, laat ons toe, dat die wêreld ons verander. Ons laat toe, dat die wêreld vir ons sê, hoe ons gevorm moet wees, hoe ons gelyk moet wees. En Vader, ek wil dit voor U kom neerlê vandag, en ek bid om vir elke een van ons, asseblief aan te raak, Here, dat ons sal ophou toelaat, om te wil inpas by die wêreld, maar dat ons eerder sal wil inpas by die koninkryk, dat ons eerder sal wil hê, U moet ons vorm, soos wat U wil hê ons moet wees, en ons weet, die resultate daarvan sal net soveel beter wees, as wat dit sal wees as ons by die wêreld inblend. Asseblief, liewe Here, ek bid vir elke boete en sissa, wat op hierdie oomblik, Vader, voel, hulle moet verander, as gevolg van die wêreld, hulle moet iets of iemand wees, wat hulle nie is nie. Ek bid in Jesus naam, dat daai mindset sal breek in Jesus naam. Vul hulle, Vader, met die Heilige Gees, om vir hulle te lei, en hulle te rig. In Jesus naam is dit my gebed. Amen en amen. Mag julle elke een 'n geseënde dag verder hê, kyk mooi na julle self, en wees geseënd. Tot ziens julle, bye bye.